En dan gaan ons aan. Ja, ons is besig met Emulate Creation en dag 5 en ons het laas keer baie gesels oor dag 5 en baie geleer uit dag 5 uit. Maar ek dink die grootste ding in dag 5 net gou recap vir ons van laas keer af is wat is gemaak. Daar's die visse en die see diere is gemaak en die voëls is gemaak en dit was alles wat plaasgevind het op dag 5. Maar ek wil tog vir ons lees wat baie belangrik is in die woord, want dit is wat Vader sê van sy skepping en dis hoe hy voel oor sy skepping. Daar staan, God said, let the water swarm with swarms of living creatures and let birds fly above the earth in the open dome of the sky. God created the great sea creatures and every living thing that creeps, so that the water swarmed with all kinds of them. And there was every kind of winged bird, and God saw that it was good. Then God blessed them, saying, be fruitful, multiply, fill the water of the seas, and let the birds multiply on the earth. So there was evening, and there was morning, the fifth day. Net voor ek afskop, ekskuus, wil ek dit by sê, daai evening morning is vir 'n lang tyd vir my gewees wat ek wou verstaan, hoekom sê die woord evening morning. En Abba Vader, ek het vir almal dit gedeel waar ek gesit het en hy het vir my gesê het, gaan kyk hoe die son sak saam met jou vrou en verduidelik het van die situasie van wanneer dit aand is, berei Vader voor vir ons manne in ons nuwe dag en vir ons vrouens en vir al sy kinders, die gehoorsaames en die nie gehoorsaames. Maar wat ek in die laaste tyd in my gees begin ervaar is in die nag, dan begin ek 'n scripture kry hier in my gees en in my wese en voorbeeld wat ek kan noem is, ek het 'n paar eergister en gister of eergister nag het ek die scripture gekry, Romeine 8 vers 28. God causes everything to work together for the good of those who love God and are called in accordance with his purpose. En dit het heeltyd in my gebruis en in my gedraai en toe die dag aanbreek, het daar soveel goed in daai dag gebeur, waar ek duidelik die effek van daai scripture gesien het. So, dit is vir my great dat 'n mens prakties in jou lewe, deur die leiding van die Gees, begin sien, hoe dat Vader in die nag besig is om selfs ons liggame en ons gees voor te berei in dit wat hy voorberei in die dag. Sodat jy weet in situasies waarin jy jou bevind, soos 'n situasie waarin 'n Driekus hom bevind, of 'n situasie waarin 'n Waldo hom bevind, of Hendrik wat nog net aan die herstel is, dan weet ons God gaan daai situasie van ons vat and he causes everything to work together for the good. So ja, dis net wonderlik om te weet dat die skepper van die heelal is so aktief besig met elkeen van ons, dat hy selfs in die nag ons nie los nie, nee. Hoe awesome is dit nie? En manne, wat ek op wil fokus, hoekom ek daai scripture gelees het, is dat alles is goed. Die bat is goed, die voëls, enige voëls is goed, enige visse is goed, alles is goed. Maar daar's tog 'n duidelike opdrag en ek wil nie 'n ding herhaal wat tot vervelings toe herhaal moet word nie, maar ek wil graag hê ons moet fokus op Levitikus 11 en in Levitikus 11, want ons 'n belangrike les wat ek geleer het in my lewe rondom wat ons moet eet en wat ons nie moet eet nie en hoekom ons dit moet eet. En ek deel dit graag met julle, nie om te sê jy mag nie of jy mag nie of jy moet enige iets nie, glad nie. Dis nie my intensie nie. My intensie is om te deel hoe Vader my geleer het deur hierdie en wat dit vir my beteken het en hoe maklik verstaanbaar dit vir my was toe ek eers daai begrip gehad het. So in Levitikus 11 verduidelik die Vader dat watter kosse mag ons eet van die visse. Hy sê in Levitikus 11 vers 9, of all the things that live in the water, you may eat these. Anything in the water that has fins and scales, whether in seas or in rivers, these you may eat. Fins and scales. Everything in the seas and rivers without both fins and scales, of all small creatures
and of all living creatures in the water is a detestable thing for you. Yes, these will be detestable for you. So toe Vader vir my verduidelik van hierdie scripture en hy verduidelik vir my wat het hy gemaak as kos en wat het hy nie gemaak as kos nie. Met ander woorde, as jy daai begrip het van met vins en skuils in die see is kos en dit wat nie vins en skuils het nie is nie kos nie. Dit is 'n ander doel as kos vir die mens. En ek het een aand was ek en Lula ons in Amerika het ons vir 'n tydjie in mense se huise gebly en die mense het vir my en Lula in die middag gesê, ja, well, today's dinner is pork chops and we know that you don't eat pork, so you must just get something in the fridge to eat, leftovers or something like that. En 'n mens kan sleg voel in so 'n situasie en ek het daarbo gesit en ek was besig met Tia Nel se Hebreëse klas en ek ryk hierdie nou kyk dit het vir my 'n tyd gevat om nie bacon en vart te eet nie. En ek sê nie vandag jy moet dit doen of jy moet nie. Ek deel net manne. Maar is 'n keuse tussen jou en God, nê. Maar ek sit daarbo en ek het hierdie jy weet mos hoe lekker is crackling, nê. Ek jammer ek sê dit, maar crackling is baie lekker, nê. En ek ryk hierdie crackling wat besig is om te braai in die pan en my mond water, manne, my mond water, nê. En ek sê, "Abba, hoe maak hierdie mense? Wat doen hulle? Jy weet mos soos 'n mens, jy kan lekker moan." En ek sê, "Hoe maak hierdie mense? Wat doen hulle?" En hy sê vir my, "Hey, is jy liewer vir my as varkvleis?" Ek sê, "Natuurlik, ek's baie liewer vir jou, Abba. Ek wil U dien met alles in my. Ek wil." Hy sê, "Nou ja, dis al wat dit is. Dis al wat jy vir jouself sê die hele tyd. Jy's liewer vir my as vir varkvleis. Jy's liewer vir my opdragte en vir wat ek sê as wat jy is vir varkvleis." En hy het vir my die begrip begin verduidelik van wat is kos en wat is nie kos nie. En alles wat hy gemaak het, is goed, manne. Alles. Dit staan in die woord. So niks is gemaak wat nie goed is nie. Maar die prawn en die krab en die kreef is gemaak om aarde skoon te maak, net soos die vat. En dis hulle doel. Hulle doel was nie kos vir die mens nie. So as ons daai begrip het en ons saam met mense oor daai begrip kan gesels in liefde. Belangrike ding is om dit in liefde te kan doen. Dan sonder om mense in 'n rigting te druk, dan maak dit daai gesprek baie makliker. Veral wanneer dit kom by 'n mens se familie en 'n mens se familie het die vrae oor hoekom eet jy nie vark nie en hoekom is jy anders en dan is dit 'n maklike ding om daai vrae te verduidelik as 'n mens begin van die beginsel af van wat is kos en wat is nie kos in Abba Vader se orde, nê. En dit verander nie. Hy gaan nie eendag sê hierdie is kos en die volgende dag is alles teen die kruis vasgenail nie. As jy enige vrae het rondom dit of jy verskil van my, ek het nie 'n probleem as iemand verskil nie. Laat 'n mens lekker daaroor gesels. Gee my 'n call of gee my 'n WhatsApp en ons kan lekker daaroor chat en ons kan mekaar se menings uitruil om lekker oor daai topik te gesels. So dit was die 5de dag waar daar ook 'n onderskeid was tussen alles is goed gemaak, maar tog het Vader van die begin af geweet wat's kos en wat's nie kos nie. Die 5de fees waarna ons graag wil kyk, wat aansluit by die 5de dag, is die fees van Yom Teruah. Dis die fees van die shofar. En op daai dag weet ons Messias gaan op die wolke kom. So ek praat baie keer in die laaste tyd met mense en mense vra vir my die vraag, maar jy praat altyd dat 'n mens moet voorbereid wees as die Messias kom. Het jy 'n idee wanneer hy kom? Dan sê ek nee, ek het geen idee nie, want die woord sê duidelik dat nie as Yeshua weet wanneer hy gaan kom nie, net die Vader weet, nê. Maar daar's een ding wat ons wel weet. Ons manne wat en vrouens en mense wat 'n klouspad wil stap en wat met jy weet met alles in ons hom wil dien en probeer verstaan en die blueprint ken van sy feeste. Ons weet dit moet op Yom Teruah plaasvind. Dit kan nie op 'n ander dag as Yom Teruah plaasvind nie, want dis wat die blueprint van die woord sê en ons leer, nê. So dit moet een of ander Yom Teruah plaasvind. So wanneer mense na Yom Teruah toe beweeg, dan is dit hierdie afwagting en hierdie groot afwagting van is dit nou? Is dit hierdie jaar?
is dit hierdie jaar op Yom Teruah wat dit gaan gebeur. En dan is daar nog verskillende kalenders en jy weet, is ons op die regte Yom Teruah, is ons mislei oor die jare, maar kom ons kom terug by die punt van die fees en Yom Teruah. Die woord sê vir ons in Johannes 3 vers 16 dat hy so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom sal glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Nee, dit hoor ons van manne soos ek en Hendrik wat nou in ons 50's is. Ons het dit gehoor van kleintyd af op die preekstoel en dit is so diep hier in my hart ingeberg dat hoe kan Vader so lief wees vir my dat hy sy seun vir my gegee het, nê? Maar dan gaan kyk ons na Johannes 3 vers 17. Johannes 3 vers 17 staan nou duidelik: God did not send his son to judge the world, but to save the world. Maar ons weet ook, die tweede keer wat Yeshua kom, dan kom hy om die wêreld te judge. Dis wat die woord vir ons leer, nê? Hy word aangestel as die regter. En dan gaan hy aan sy linker en aan sy regterkant gaan hy mense skaar. En hy gaan sy keuses maak en die boek gaan oopgemaak word en ons gaan daai gaan gebeur. En ons weet dat uit Matteus 24 en uit 24 vers 30 en uit Daniël 7 vers 12 en 13 staan daar duidelik dat then I see someone like the Son of Man coming on the clouds. En dis wanneer ons hom gaan ontmoet in die wolke wanneer hy kom. Nou daar's 'n voorbereiding wat moet gebeur wat dag 5 ons aan herinner wat die 5 siklusse voltooi, nê. En dit kom voor in die vyfvuldige bediening. So met ander woorde, wat is jou office of ministry? Waar bevind jy jouself? Jy weet, en hoe draai jy hierdie boodskap, die good news, hoe draai jy dit oor? Jy weet, Romeine 1 vers 16 sê Paulus, for I'm not ashamed of the good news, since it is God's true means of bringing salvation to those who keep on trusting, first and foremost to Jew, but equally to Gentile. En daarom, wat is my en jou, wat op hierdie dag 5, as ons gaan kyk na dag 5 van die skepping, en ons herinner onsself dat van die begin af is daar vir redes geskep, en alles is vir Yeshua, en deur Yeshua geskep, alles het deur hom gevloei, so daar's 'n spesifieke formaat, en wat herinner 5, die getal 5 wat op die 5de dag gebeur het, wat herinner dit ons aan? En dit herinner ons aan ons office of ministry. Waar sit ek en jy? Wat doen ons om die good news te versprei? Is jy 'n teacher? Doen jy onderrig in die woord? Is jy 'n profeet? Waar jy profetiese woord van Vader ontvang en dit dan moet oordra en in die lig bring? Waarmee mense ook natuurlik baie versigtig moet wees, gesprek vir 'n ander geleentheid. Is jy 'n herder? Het jy mense onder jou? Is jy 'n herder of 'n pastoor? Is jy 'n leier van mense of gemeente? Is dit waar jy is? Is dit hoe jy jou opdrag aan disippelskap uitdra in die wêreld wat van die begin af daar was deur Yeshua, want hy dit kom bevestig en bekragtig? Is jy 'n evangelis wat uitgaan na die nasies toe? Of is jy 'n disipel? Waar pas ek en jy in? So, wat vir my belangrik is van hierdie, wat ek verstaan van die Vader af is, wanneer jy hierdie prentjie verstaan, dat alles terugvloei, van 5, deur die 5de dag, kom sien hy vloeistroom, nê? En hy vloei terug in Yeshua in, en deur Yeshua terug in die Vader. Nou weet jy, met die woord wat gespreek is al hierdie goed geskep, simultaneously, op een slag. So weet ek en jy is ook geskep die 6de dag in die gees. Van die begin af van creation af weet ons dat ons bestaan in gees. Op 'n sekere dag wat die mens gekom het, maar ons bestaan in gees. So hierdie hele plan van Abba Vader is met 5 in gedagte. Hy is die absolute mathematician. The most wonderful mathematician that ever existed, want hy het al hierdie goed aan mekaar gesit met syfers. En op 'n spesifieke dag het alles in orde ingekom. En dis wat ons weet, wat ons altyd na toe verwys as the formalization of creation through Yeshua the Messiah.
Die ander ding wat die 5 ons aan herinner is, daar's 'n spesifieke orde vir die woord van God. Toe Vader met Moses begin praat het en toe Vader met die mens in gees begin deel het en in die gees van die mens het hy begin ervaar, daar's 'n spesifieke orde waar volgens ek moet lewe en dit is eintlik die doktrine van Abba Vader. Dis sy doktrine van hoe hy uit sy gees uit ons wil lei en ons wil leer en wil hê ons moet lewe. En daai eerste 5 boeke van die Torah wat Vader se doktrine is, wat bekend staan as jy Torah gaan ontleed uit 'n Hebreëse perspektief, dan sien jy dit staan bekend as die Principles of General Living. So dis Vader se Principles of General Living wat hy vir ons kom openbaar en wat hy vir ons kom sê, mense, dit is wat ek wil hê julle moet volgens lewe. En weet jy wat het gebeur? Yeshua, deur wie alles en vir wie alles geskep het elke woord van die Torah kom vervul. Elke woord. Hy is Torah. Hy het die Torah gestap. En daarom is die Principles of General Living vir my en jou so belangrik. En daarom is dit belangrik, dis hoekom ek hou van die parashas lees en die parashas bestudeer, want ek leer so baie uit die parashas en uit die herhaling. En ek hoor baie keer dat mense sê, ja, ek het nou 3 jaar in 'n ry al die parashas gelees, ek gaan nou ophou daarmee. En ek dink nie dan oordeel ek nie, maar ek bedoel net, dit vir my is, ek het nou die aand 'n droom gehad waar Abba Vader vir my fisies wys, my skoene is nog nie reg nie. En ek staan op 'n preekstoel voor groot klomp skare mense, maar die preekstoeltjie is so klein. So hy wys vir my basis wat ek het van die woord en die kennis van die woord is nog nie naaste by genoeg. Ek moet nog baie meer kennis as dit kry. So as ek jaar na jaar die parashas deurgaan en ek gebruik buitebronne om meer te verstaan ook van die parashas uit verskillende perspektiewe, dan verbreed ek my kennis. En dan kan Vader soveel meer met my praat en soveel meer met my deel rondom daai aspekte. So die 5 sluit absoluut weer daarbey aan, die 5 boeke wat die beginsels is vir ons van hoe ons moet lewe. En Yeshua van wat hy gedoen het om hierdie te kom vervolmaak en stap vir stap het hy Torah kom vervul, né? Wonderlik is dit nie. Dan die 5de kleur wat aansluit by Torah is kagul. So kagul is blou. Dis die 5de kleur van die reënboog van Noag wat die covenant van Noag beslaan het, né? Is kagul. Nou as ons kagul gou gaan ontleed, die kaf, die eerste letter daar is 'n situasie van gee en neem. Ons weet in baie gevalle in die Torah word ons onderrig om te gee en te neem. En Yeshua het ook om onderrig om te gee en te neem. So die oop hand, né, die oop hand van kaf wat sy piktograaf is, wat kan ontvang, maar wat ook kan gee. En jy kan nie ontvang as jy nie bereid is om te gee nie. En vir my is een van die wonderlikste gedeeltes wat ek altyd myself mee positief hou in moeilike omstandighede is Deuteronomium 28. Maar ek lees, wanneer ek positief gehou wil word, lees ek net die eerste 14 verse. Is interessant. Die eerste 14 verse is opbouend en daarna is dit wat gebeur as jy nie gehoorsaam is nie. So die eerste 14 verse is wat gebeur as jy gehoorsaam is en die volgende klomp verse is wat gebeur as jy nie gehoorsaam is nie. So dis die keuse wat 'n mens sê, I put in front of you a curse and a blessing. Wat kies jy? Kies jy die curse of kies jy die blessing? In gehoorsaamheid is die blessing, né? En dis hoekom Deuteronomium 28 vers 13 sê dat God will make you the head and not the tail, wanneer ons in daai gehoorsaamheid loop. Die get is die 8ste letter en ons het altyd die 8ste letter is altyd die nuwe begin. Hoekom? Want 'n siklus van 7, een creation siklus is voltooi en nou gaan ons in die volgende ene in wat eintlik 'n spiritual growth is en dis die nuwe, maar om die nuwe in te gaan moet ons die oue neerlê. En ek lees vir ons Romeine 8 vers 6 waar Paulus vir ons skryf, having one's mind controlled by the old nature is death, but having one's mind controlled by the Spirit is life and shalom.
En dan weet ons in Galasiërs um, 4 vers 24 en 25, dis maklik een van my favorite scriptures plus Acts 17 verse 28 wat sê for in him we live and move and exist. Saam met hierdie Galasiërs 5 vers 24 wat sê moreover those who belong to the Messiah Yeshua have put their old nature to death on the stake along with its passions and desires. Moeilike ding om jou passions en desires neer te lê nie. En jouself tweede te stel. En dan kom die belangrike ding, vers 25. Since it is through the Spirit that we have life, let it also be through the Spirit that we order our lives day by day. En daai Spirit het gekom deur Yeshua. Die waf is die 6de letter in die waf wat moes altyd aandui dat hemel het aarde toe gekom in die vorm van ons verlosser Yeshua. So in 1 Johannes 1 vers 4 staan daar duidelik dat God's only son became a human being. En Johannes skryf dit met soveel passie dat we dwelled with him, we walked with him, we saw his Shekinah, his divine presence. Hy het dit gesien, dit was daar in hom teenwoordig. Hulle het dit ervaar deur Yeshua wat saam met hulle gestap het. En Yeshua het ons kom leer met die lam met die vinger, die staf, die herderstaf, het Yeshua ons kom leer, hy het alles kom bekragtig sodat die tafels van geloof, van die orde van God, die lering van God, die kliptafels, die wet, sodat dit van kliptafels af in ons harte ingaan in die vorm van die Heilige Gees, wat ons in ons kom leer. En daarom sê Johannes 15 vers 7 vir ons, waar Yeshua praat en hy sê, if you remain united with me and my words with you, hoor mooi, then ask whatever you want and it will happen for you. Want wanneer Yeshua in ons is en wanneer sy woorde saam met ons is, dan weet die Gees van God, gaan ons die regte goed vra. En dan is dit in daai Johannes 14 vers 12 tot 14. Verlang in my lewe was hierdie vir my so 'n groot ding, want ek was bang dat ek arrogant klink as ek hierdie vir mense sê, maar hoe meer Vader en die Gees hierdie goed in my laat posvat het, hoe meer het ek geweet dat deur Johannes 14 vers 12 tot 14 kry Abba Vader die glorie deur Yeshua. En dit sê dat Yeshua praat en hy sê, anyone who trusts in me can also do the works I do. Indeed, greater ones, because I am going to the Father. Hoor mooi, indeed, greater ones, because I am going to the Father. Mense soos ek en jy, mense soos ek, 'n sondaar, 'n swakkeling, kan greater works doen as Yeshua. Hoekom? Want hy's in my. Sy krag en alles wat hy het is in my om deur my te werk as ek die regte goed stap. En dan sê hy, in fact, whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son. En dan eindig het af met vers 14 wat sê, if you ask me for something in my name, I will do it. En hierdie wingerdstok van ons, die wingerd, die vine, soos Yeshua homself noem, in Johannes 15 vers 5, is duidelik vir ons. Daar staan, I am the vine, and you are the branches. Those who stay united with me, and I with them, are the ones who bear much fruit. Those who stay united with me, and I with them, are the ones who bear much fruit. En dan eindig het af met, because apart from me, you can't do a thing. Apart from me, you can't do a thing. So, as ons nie daai Torah binne in ons het, soos wat Yeshua die Torah is nie, dan kan ons niks doen nie. Dan is ons niks werd in die koninkryk van God nie. Stephen Covey, dit is snaaks dat Stephen Covey se 5de habit sê, first seek to understand, then to be understood. First seek to understand, then to be understood. En ek weet nie van julle nie, maar ek het vir jare met hierdie ding gesukkel. Met hierdie 5de habit van Stephen Covey. En die rede hoekom ek altyd Stephen Covey aanhaal is, dit was vir my 'n beginsel in my besigheidswêreld
van wat ek gaan toepas en hoe ek dit gaan toepas. En hoe meer ek Stephen Covey bestudeer het, hoe meer het ek besef dat hy is absoluut geïnspireerd deur die gees van God in sy 7 Habits of Highly Effective People. So hoor mooi die 5de habit. First seek to understand. 2 ore, 1 mond. First seek to understand. Luister wat iemand vir ons sê. Luister wat iemand vir ons sê, want in ons familie, in ons besigheidswêreld, deur hierdie toepassing. Manne, ek sê nou vir jou, pas hierdie toe, as jy dit nie al reeds doen. Pas dit toe en jy sal sien hoe honderde dinge in jou lewe verander. As jy eers seek to understand mense en jy laat dan toe met daai understanding met jou 2 ore wat ingekom het, dat die Heilige Gees hom hier binne in jou kop rondgooi en dan gee hy vir jou die antwoord. And then to be understood. Want dan gaan jy understood wees, want die Gees van God gaan deur jou praat. Dit gaan nie jy wees wat praat. In Abraham se covenant wat Vader met hom gesluit het, is die 5de promise wat Abba Vader vir Abraham gee. Ek sluit daarmee af. Is die 5de promise wat Abba vir Abraham gee is, I will bless those who bless you. So, wat 'n awesome promise, that I will bless those who bless you. En ek en jy in ons lewe kan ook weet, ons hoef dit nie altyd te spreek nie, maar as wanneer mense ons bless, dit kan eenvoudige goedjies wees, dit kan klein goedjies wees, die grootste blessings lê baie keer in die kleinste blessings wat mense vir my en jou gee. En jy kan in jou gees dit spreek en sê, Abba Vader, U het gesê, ek is deel van die saad van Abraham, en U het gesê, I will bless those who bless you. So ek vra dat U hierdie ou bless. 'n Goeie vriend van ons, toe ons gister hier in Melkbos kom, en ons met hulle gesels, toe sê hy, hey, daar's geen manier wat ek en my vrou nie vir jou en jou vrou sien. En ons vat julle vir ete. En ek kan nou met vrymoedigheid daai spreek in myself en in die gees sê, Vader, He blessed me. I am part of the seed of Abraham. Please bless him. So manne, ek vertrou dat vandag se lering wat Abba Vader met ons vir ons geleer het uit